Om dit verder te bespreek, sluit 'n senior ekonoom by Graan SA, Helene Viljoen, en 'n veiligheids- en risiko-ontleder by Vrystaat Landbou, Dr. Jane Buys, by my aan. Jane, hierdie kwessie van graandiefstal, ons praat gereeld oor veediefstal, maar graandiefstal, hoe groot is dit? Lorenza, ek dink dit is 'n regtig baie groot misdaad wat die landbousektor nadelig beïnvloed. Dit kom al deur dekades en jy kry verskillende tipes graandiefstal. Die een is waar jy met die vragmotors graan vanaf die landerye vervoer en dit dan weer aflaai of verkeerd omruil by silo's vir ander kommoditeite. En dan ook waar hulle gekaap word of hulle word onderskep, die vragte. Die ander is waar jy weer graan of mieliediefstal kry wat in groot groeperinge die lande toesak en dan met pangas en messe die mieliekoppe afkap en in sakke sit. En daai sakke, 50 kg sakke, word dan weer opgelaai en vervoer na dorpe toe en dan word dit daar gesmous. So beide kante toe is dit 'n georganiseerde misdaad wat deur groeperinge en syndikaate bedryf word, wat nie miljoene nie, maar honderde miljoene rande en ek dink eerder miljarde rande se verliese vir die sektor meebring. As ons net dink, Agri SA het in 2017, dis amper 10 jaar van nou af, het hulle 'n misdaadopname gedoen en toe was daar 72, dink ek, 1000 insidente van graandiefstal gewees onder die boere. Ek dink nou kan dit baie meer wees. Helene, 'n ander uitdaging in die graanbedryf is hierdie kwessie van tariewe. Gee net vir ons kortliks 'n oorsig van wat ons hiermee te kamp het. Baie dankie, Lorenza. Ek dink ons moet afskop net om ons medelee vir die produsente daar buite te gee. Die uitslag wat ons nou van die koringtarief gekry het, is 'n slaggat wat baie produsente nou baie seer maak en om daardie kwessie net so eenvoudig as moontlik te probeer verduidelik is, ons in Suid-Afrika produseer 'n hoër kwaliteit koring wat vergelyk word teen 'n laer kwaliteit ingevoerde koringprys. En ons produsente word nie vergoed vir die hoër kwaliteit wat geproduseer word nie, waar die tarief die skerming moet bied wat hy nou nie meer bied nie. En finansiëel los dit ons boere nou in 'n baie slegter posisie as wat hulle die laaste 3 jaar alreeds was. Wat is die redes wat gegee word vir waarom daar nie geluister is na julle insette nie? Dis 'n baie goeie vraag, Lorenza. Ons van Graan SA se kantoor af probeer verstaan waar hierdie redes vandaan kom. Van die redes wat genoem is dat produsente 'n wins maak bo, as ek reg onthou, 18% wins maak bo wat die tarief nou bied. En as ons na die statistieke gaan kyk vir die laaste 5 jaar, maak 'n koringprodusent nie wins nie. En die risiko wat ons daarin inhardloop is dat die Suid-Afrikaanse consumer gaan sit sonder 'n Suid-Afrikaanse brood wat hier geproduseer word. Jane, as ons net terugkom weer na die kwessie van graandiefstal en ons het vroeër in die program gepraat oor polisie en 'n tekort aan kapasiteit. Is boere en landbouers self aangewese om hiermee om te gaan as mens kyk na die feit dat plase ver afgeleë is en dat dit maar baie keer die netwerke self is van boere wat dit moet probeer bekamp? Lorenza, daar's gewoonlik altyd eintlik nie net 2 nie, maar 3 gegevens waar ons kom met misdaadinsident. Dis die boer self. Die boer self het dan nou ook 'n verantwoordelikheid om sy landerye te beskerm en sy eiendom waarmee hy boer en die kommoditeit waarmee hy boer. Dan in die tweede plek sit jy met wetstoepassers. Die polisie, teen die grense, die weermag, die grensgebiedsowerheid. So jy sit dan nou ook in die derde plek met 'n krimineel wat die geleentheid sien om 'n misdryf te pleeg. So as jy mooi daaroor gaan sit en dink, dan het hierdie, dis soos 'n driehoek wat half in mekaar inpas. So wat vir ons natuurlik die probleem is dat dit georganiseerd is. En wanneer dit georganiseerd is, dan is daar ook die polisie wat by dit betrokke is, of die strafregstelsel, wat dan betrokke is by korrupsie. Maar Jane, help ons net verstaan, is daar gevalle waar vragmotors helder oordag in 'n landery ingaan en vir ure aan een kan stroop en wegkom met tonne graan, tonne mielies, tonne koring. Hoe is dit moontlik? Dit is moontlik want jy moet nou net onthou, ons het 'n opname gemaak in 2017. Dis nou amper 9 jaar terug, né? So en toe was dit op 'n mielieoes van 6,8 miljoen ton mielies.
dan kom daar 450 000 vragmotors waar die mielieoes moet vervoer na die silo's toe. Nou is dit 'n baie groter mielieoes en is rekordoes. So jou geleentheid om in te kom en 'n misdryf te pleeg of om vragte te ruil of om vragte te laat wegraak is baie groter as jy dan nie regtig dophou wat hier te gebeur nie. En dan weer eens, dis syndikaat en groeperinge wat ergens met mekaar met die strafregstelsel of met die polisie en korrupsie betrokke is en wat 'n afsetgebied het en daar's 'n mark daarvoor, is 'n definitiewe mark daarvoor. Helene, indien ons boere waarin dit nou kom by die tariewe in terme van die koringbedryf, indien daar nou nie hierdie beskerming is nie. Ons het vroeër 'n bietjie gepraat oor die volhoubaarheid daarvan, maar is daar boere van julle lede wat miskien sê maar ek kan nie so aangaan nie. Lorenza, dis 'n baie goeie vraag wat jy vra en ongelukkig het ons al reeds verlede jaar daardie punt bereik. Daar's baie produsente veral in die Swartland area wat nou besig is om plase te verloor wat oor generasies lank opgebou is. En die risiko wat ons as Suid-Afrika beloop wanneer dit gebeur, die ou wat die plaas koop gaan nie volgende jaar dieselfde opbrengs behaal op daai land nie. Die ou wat die plaas koop gaan nie noodwendig koring produseer op daardie plaas nie. En ons staan 'n baie ernstige realiteit in die gesig dat ons produsente gaan verloor as gevolg van die besluit. Wat is dan die weier uitwerking daarvan op 'n plaaslike ekonomie wanneer hierdie goed gebeur waarna jy nou verwys? As ek terugverwys na my antwoord van nou oor die hoër kwaliteit teenoor laer ingevoerde kwaliteit, sou Suid-Afrika nou in 'n posisie inbeweeg wat ons 100% ons graan moet invoer. Is ons eerste afhanklik van internasionale markte en die laaste 4-5 jaar breek daar elke nou en dan 'n oorlog uit. Dit maak ons invoerafhanklikheid baie wisselvallig. En boop dit ook, om daai selfde kwaliteit brood dan te produseer, gaan 'n ekstra 650 miljoen rand kos vir 'n verbruiker. En die tweede meeste consumable, jammer vir die Engels, wat in Suid-Afrika verbruik word, naas bier, is brood. En mens moet net dink, wat gaan dit aan ons land se politiek en ekonomie doen as ons duurder moet betaal vir die brood wat ons elke dag wil eet? Ja, is amper ondenkbaar. Helene Jane, baie dankie. Dankie.